Talle mense beweer dat hulle in God glo. Hulle dink eenvoudig, as ons glo, sal ons nie geseën word nie. Die Bybel leer ons egter die bestemming en die doel van ons geloof. Dan moet ons ons geloof weerspieël. Volg ons die pad van geloof met 'n duidelike doel. Met 'n duidelike doelwit kan ons geloof hê wat nie vervaag ten spyte van enige probleme nie, of hoe. Daarom het apostel Paulus gesê dat hy nie gehardloop het soos iemand wat doelloos hardloop nie. Kom ons kyk na Filippense hoofstuk 3 vers 12. Filippense hoofstuk 3 vers 12. Nie dat ek dit al verkry het of reeds volmaak is nie, maar ek streef daarna om dit my eie te maak, omdat Christus Jesus my reeds sy eie gemaak het. Broers, ek reken nie dat ek dit self reeds my eie gemaak het nie. Maar een ding doen ek. Ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor lê. Ek beer voort na die wenstreep. Waarheen dring hy aan? Die doelwit. Met ander woorde, na die wenstreep kan uitgedruk word as na die punt, reg. In sy geloof het Paulus doelwitte en drome gehad. Ek beer voort na die wenstreep, om in Christus Jesus die prys van God se roeping van omhoog te bekom. Met ander woorde, hy het daardie pad kragtig gehardloop. Dan moet ons ook so 'n doelwit hê. Wanneer ons baie mense vra, waarom glo julle in God? Hulle sê eenvoudig, dit is omdat 'n buurman dit voorgestel het, of dit is omdat 'n goeie vriend my na die kerk genooi het. Aangesien geloof egter beskryf word as om in die woestyn van geloof te wandel, ontstaan daar baie probleme. Die woestyn kort baie dinge. 'n Plek met gunstige toestande kan nie 'n woestyn genoem word nie. Daar is nie genoeg water en ook nie genoeg kos daar nie. Aangesien die pad van die woestyn nie eers die basiese begeertes kon bevredig nie, het God dit gebruik as 'n metafoor vir die woestyn van geloof waardeur ons nou na die koninkryk van die hemel vorder. Daarom is dit natuurlik dat daar baie tekortkominge is dit nie? Daarom is die krag van geloof wat ons in staat stel om die moeilike reis deur die woestyn te voltooi en Kanaan binne te gaan uiters noodsaaklik. Tog, hierdie krag van geloof, wanneer dit 'n doel het, stel ons in staat om die reis te voltooi al neem dit 400 jaar. Loop ons dan die pad van geloof na so 'n doel? Kom ons kyk na 1 Petrus hoofstuk 1 vers 7. Die doel was dat dit duidelik sou blyk dat die egtheid van julle geloof, 'n egtheid wat baie kosbaarder is as goud, wat verganklik is, maar nogtans met vuur getoets word, uitloop op lof en heerlikheid en eer wanneer Jesus Christus geopenbaar word. Wat doen jy? Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie, en al sien julle hom nie nou nie, glo julle in hom, en jubel julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap, omdat julle reeds deel het aan die doel van julle geloof. Wat is dit? Naamlik die verlossing van julle siele. Almal, die doel van ons geloof is die redding van ons siele. Dit gaan nie oor die uitoefening van gesag binne die kerk nie. Wanneer ons kerk toe kom, God vrees, God aanbid en 'n regverdige lewe lei volgens God se leringe, is die doel nie om die redding van ons siele te ontvang wat God beloof het nie.
Almal moet na daardie doelwit hardloop. Dan is daar geskrywe dat die doel van geloof die redding van die siel is. En God het na hierdie aarde gekom in die vlees vir hierdie verlossing. Kom ons blaai na Hebreërs hoofstuk 9. Hebreërs hoofstuk 9 vers 27. En net soos dit bestem is vir mense om slegs eenmaal te sterf, en daarna kom die oordeel, so sal Christus, nadat hy eenmalige offer is om die sondes van baie te dra, 'n tweede maal verskyn aan hulle wat hom verwag, nie weens sonde nie, maar om hulle te verlos. Hierdie vers wys vir ons die belofte dat Christus 'n tweede keer in die vlees sou kom. Toe hy die eerste keer gekom het, beskryf vers 28 hom as 'n sondoffer. Christus, nadat hy eenmalig geoffer is om die sondes van baie te dra. Wat dan van wanneer hy 'n tweede keer kom? Hy sal vir die tweede keer verskyn om verlossing te bring aan die wat op hom wag. Moet ons dan nie die doel van ons geloof op die redding van ons siele stel nie? Ongeveer 2000 jaar gelede, met sy eerste koms, het God die weg van verlossing vir ons siele gevestig. Kom ons kyk na Matteus hoofstuk 26 vers 17. Op die eerste dag van die fees van die ongesuurde brood het die disippels na Jesus gekom en gevra: "Waar wil u hê moet ons vir u voorbereidings tref om die Pasga te eet?" Na wie het die disippels gegaan? Volgens Matteus hoofstuk 26. Hulle het na Jesus toe gekom en gevra: "Waar wil u hê moet ons vir u voorberei om die Pasga te eet?" Die waarheid van die lewe, die Pasga, wat Jesus en sy disippels baie belangrik geag het, word vandag in geen van die kerke gevind nie. Ons kan sê dat die kerk sonder die Pasga besig is om sy lewenskragtigheid te verloor. Almal oorspronklik was die kruis 'n heidense gebruik wat uit Babylon oorgelewer is. Hulle is opgerig in grafte waar daar geen lewe is nie. Tog is dit vandag bo op kerktorings opgestel. Kom ons sien weer vers 17. Op die eerste dag van die fees van die ongesuurde brood het die disippels na Jesus gekom en gevra: "Waar wil u hê moet ons vir u voorbereidings tref om die Pasga te eet?" Hy het gesê: "Gaan in die stad na 'n sekere persoon en sê vir hom." Die leermeester sê: "My tyd is naby." Wat gaan Jesus doen? "Ek wil die Pasga met my disippels by jou vier." Die kerke sê vandag: "Ons hoef nie die Pasga te vier nie," terwyl Jesus gesê het: "Ek sal dit vier." Hulle sluit die waarheid uit, bewys dat hulle ver van die waarheid is. Wie het gesê: "Ek gaan die Pasga by jou huis vier"? Jesus het direk aan sy disippels gesê. Kom ons kyk na vers 19. Die disippels het gemaak soos Jesus hulle beveel het en die Pasga voorberei. Hulle het gehoorsaam wat Jesus hulle beveel het om te doen. As die Pasga geen belofte gehad het wat die mensdom kon red nie, hoekom sou dit in die Bybel opgeteken word? Dit is omdat daar 'n behoefte daarvoor is. Die disippels het nie op hul eie gedagtes voorberei nie, maar die disippels het gedoen soos Jesus hulle beveel het en die Pasga voorberei. Jesus het reeds vir hulle opdrag gegee hoe om die Pasga voor te berei. Kom ons kyk hoe die Pasga gehou is. Vers 26. Terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem, en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, breek hy dit, gee dit vir die disippels en sê: "Neem, eet, dit is my liggaam." Dit is wat Jesus vir hulle gesê het. Jesus het hulle beveel om die Pasga en die brood voor te berei.
Nadat Jesus oor die brood gedank het, het hy gesê: "Neem en eet, dit is my liggaam." Toe het hy die beker geneem, gedank. Hierdie beker bevat die pasgawyn, reg? Dit vir hulle gegee en gesê: "Wat het hy gesê? Drink almal daaruit, want dit is. Wie se bloed is dit? My bloed, die bloed van die verbond wat vir baie uitgegiet word tot vergewing van sondes." God het die Pasga verkondig as die dag om die nuwe verbond aan te kondig en dit aan die hele mensdom bekend gemaak. As die Pasga volgens die wet van Moses gevier word, sou 'n dier vereis word. Jesus het egter die brood en wyn geneem. Toe het hy die betekenis van die brood aan sy disippels verduidelik. Hierdie brood is my vlees wat ek aan jou gee tot vergewing van jou sondes en tot jou redding. Dit is my liggaam. Hy het ook die Pasga wyn gegee. Hierdie beker is die nuwe verbond in my bloed. Dit is my bloed van die verbond. Lukas teken hierdie verlossingswerk soos volg in die Evangelie van Lukas op. Kom ons kyk na die Evangelie van Lukas hoofstuk 22 vers 7. Lukas hoofstuk 22 vers 7. Die dag van die ongesuurde brood, waarop die pasgalam geslag moes word, het aangebreek. Jesus stuur toe vir. Wie het Jesus gestuur? Petrus en Johannes. Die dade van Petrus en Johannes is iets wat ons moet leer. Jesus stuur toe vir Petrus en Johannes met die woorde: "Gaan berei vir ons." Wat moet hulle voorberei om te eet? Die Pasga voor, sodat ons dit kan eet. Hulle het vir hom gevra: "Waar wil u hê moet ons voorbereidings tref?" En hy antwoord hulle: "Kyk, sodra julle die stad binnegaan, sal 'n man wat 'n kruik water dra, julle tegemoet kom. Volg hom na die huis waar hy ingaan en sê vir die eienaar van die huis: die leermeester vra u, waar is die gastekamer waar ek die Pasga saam met my disippels moet eet? Hy sal vir julle 'n groot boekamer wys wat reeds ingerig is. Daar moet julle voorbereidings tref." Hulle het vertrek en dit net so aangetref soos hy vir hulle gesê het, en hulle het die Pasga voorberei. Toe die uur aanbreek, het hy, wie anders, en die apostels saam met hom vir ete aangeleen. Toe sê hy vir hulle: "Ek het van harte begeer om hierdie Pasga saam met julle te eet voordat ek ly." Wat het hy gesê? Ek het gretig begeer om hierdie Pasga te eet. Die doel van God wat in die vlees kom en die naam van Jesus dra by sy eerste koms, was om die verlorenes te soek en te red. Is dit nie opgeteken in Lukas hoofstuk 19 nie? Hoe gretig Jesus begeer het om die Pasga te eet, dui aan hoe belangrik die Pasga vir hom was, nie waar nie? Hy het die belangrikheid daarvan beklemtoon deur gretig en die begeer te sê. Dit gaan nie daaroor om net 10% of 20% te wil hê nie, maar 100%, 200%, selfs 1000% of meer. Dit is die Pasga wat Jesus in die evangelies gegrafeer het. Kom ons gaan aan na vers 19. En hy het brood geneem, en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, breek hy dit en gee dit vir hulle en sê: "Dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Doen dit om my in herinnering te bring." So ook met die beker na die ete. Die pasgawyn is in hierdie beker, reg? Met die woorde: "Hierdie beker." Watter soort verbond is dit? Wat ter wille van julle uitgegiet word, is die nuwe verbond deur my bloed. Vir wie word dit uitgestort? Vir julle. Jesus het gesê dat dit die wet is wat God vir die mensdom ingestel het. Laat ons dan kyk watter belofte van verlossing in die Pasga vervat is. Waarom het Jesus die brood en wyn op die Pasga gegee en gesê dat dit is my vlees en dit is my bloed? Waarom het Jesus in besonderhede gepraat oor die handeling om hulle te eet en te drink en gesê dat dit vir julle uitgegiet word? Kom ons kyk na Johannes hoofstuk 6 vers 53.
Kom ons kyk na vers 53. Daarop sê Jesus vir hulle: Amen, amen. Ek sê vir julle, as julle nie die liggaam van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, wat het jy nie? Wat Jesus se vlees en bloed betref, kan ons dit nie eintlik eet en drink nie. Wat is dan Jesus se vlees en bloed? Dit verwys na die Pasga-brood en wyn. Jesus het Petrus en Johannes, sy naaste disippels, gestuur om vir hierdie gebeurtenis voor te berei en het beklemtoon: Ek het gretig begeer om hierdie Pasga saam met julle te eet voordat ek ly. Hy het gesê dat al hierdie dinge vir ons gedoen is. Hy het herhaaldelik aan die apostels genoem dat hierdie waarheid gegee is vir diegene wat gered moet word. Daarom word die Pasga in die evangelies van Matteus, Markus, Lukas en Johannes genoem. Die Pasga is nou verwant aan ons verlossing. Daarom het Jesus in Johannes 6:53 gesê: As julle nie die vlees van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie. Wat het Jesus gesê? Jy het geen lewe in jou nie. Hulle is in 'n toestand van dood. Wie hou die sleutels tot lewe en dood? Ons God hou hulle vas. God, wat in die vlees gekom het met die naam Jesus, het ons geleer dat ons nie lewe kan hê tensy ons sy vlees eet en sy bloed drink nie. Vers 54. Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal. Wat sal hy doen? Om op die laaste dag laat opstaan. Want my liggaam is ware voedsel en my bloed is ware drank. Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. God het hierdie kosbare seën aan ons geskenk sodat hy in ons en ons in hom kan bly. Toe Saul, die eerste koning van Israel, deur die Heilige Gees vergesel is, het hy die nasie goed regeer. Wanneer hy ook al in die geveg gegaan het, het God hom gehelp, so hy het oorwin. Die land was baie voorspoedig. Naarmate koning Saul egter voortdurend aan die wil van God ongehoorsaam was, en sy eie trots gegroei het, het die Heilige Gees hom uiteindelik verlaat. Daarom, toe God Saul verlaat het, het daar dadelik 'n bose gees in hom ingekom en hom irrasioneel laat optree. Almal, hoe bestuur 'n vinnige mens en 'n saggeaarde mens 'n kar? Hulle ry op verskillende maniere. Ek probeer hom nie van stryd bring nie, maar ek ken 'n persoon wat uitstekende bestuursvaardighede het. Ons kyk versigtig agter ons en keer die motor versigtig agteruit. Maar hierdie persoon doen nie. Hoe goed kon hy die motor agteruit ry? Met 'n swose en 'n zoom was dit in 'n oomblik weg. Net soos dieselfde motor anders kan voorkom afhangende van wie dit bestuur, was Saul se optrede heeltemal anders toe die Heilige Gees in hom was teenoor wanneer 'n bose gees hom binnegeval het. Wat sê God egter? Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my, en waar sal hy in bly? God sal in ons bly. So, hoe kosbaar is die Pasga? Almal wat in hierdie nuwe verbond woon, sal die seën van die ewige lewe ontvang, saam met die Heilige Gees, deur die werk van God se Heilige Gees. Daarom het God se volk die waarheid van die Pasga onderhou. God het egter reeds geprofeteer dat die heilige woorde van God sou verdwyn. Kom ons kyk wie sal probeer om hulle te vernietig deur na Daniël hoofstuk 7 vers 20 te gaan. Kom ons kyk na hoofstuk 7 vers 20.
En oor die 10 horings wat op sy kop was, en die ander horing wat uitgekom het, waarvoor 3 ander moes wyk. Diegene van julle wat die profesie van Daniël bestudeer het, weet dat 'n horing 'n koninkryk voorstel. Die 3 horings, Herili van Dale en Ostrogote, onder die 10 koninkryke, vernietig volgens die profesie van Daniël. Die horing met oë en 'n mond wat groot praat en wat groter gelyk het as die ander. Ek het gesien hierdie horing maak oorlog teen die heiliges en hy was besig om die oorhand oor hulle te kry. In die profesie is die heiliges verslaan en die een wat hulle teëgestaan het, het meer mag gekry. Vers 22. Hy het hulle verslaan, maar dit sou kortstondig wees, totdat die oue van daag gekom het. Dit wil sê, God het gekom, en 'n uitspraak gegee is ten gunste van die heiliges van die Allerhoogste. Die tyd het toe aangebreek, en die heiliges het die koninkryk in besit geneem. Dit sê dat die gesag vir die heiliges mettertyd herstel sal word. Kom ons gaan aan na vers 24. Kom ons kyk na vers 24. Die 10 horings beteken, uit daardie koninkryk sal 10 konings opstaan, 'n ander een sal na hulle opstaan, hy sal verskil van die voriges, en hy sal 3 konings verneder. Wat gaan hy doen? Woorde gerig teen die Hoogste sal hy uitspreek. Die Hoogste verwys na God, en die enigste een wat God teëstaan is Satan. Woorde gerig teen die Hoogste sal hy uitspreek, en wat gaan hy doen? Die heiliges van die Allerhoogste sal hy teister. Hy sal poog om feestydde en die wet te verander. Soos geprofeteer is die Pasga in 325 na Christus afgeskaf. In 321 na Christus, 4 jaar vroeër, is die Sabbat afgeskaf. Een vir een is alles vervul soos geprofeteer. Die Pasga is 'n betekenisvolle waarheid en kan nie maklik uit die harte van diegene wat in God glo uitgevee word nie. Dis was daar in 155 na Christus die eerste poging om die Pasga af te skaf. Omstreeks 155 na Christus, tussen Polycarpus, die biskop van die Oosterse kerk, en Anigetus van die Westerse kerk, wat as die paus beskou kon word, het 'n dispuut ontstaan. Debat oor die datum van die hou van die Pasga het tot 'n kontroversie gelei, met 'n tweede argument wat rondom 197 na Christus plaasgevind het. Dit is nie dadelik afgeskaf nie. Daar was pogings wanneer 'n geleentheid hom voorgedoen het. Daar is hoofsaaklik geprofeteer dat die heiliges verslaan sou word. Dit impliseer dat hulle die waarheid in daardie mate verloor het. 155, 197 en 325 na Christus. Vir ongeveer 300 jaar nadat Jesus na die hemel opgevaar het, het die vroeë kerk die Pasga gevier. Die Pasga is egter in 325 na Christus afgeskaf deur die Romeinse keiser, die hoof van songedaanbidding, en deur die Rooms-Katolieke kerk wat hom gehoorsaam het. Is dit nie geskrywe dat die een wat teen die Hoogste praat, die vasgestelde tye en die wette sal verander nie? Hulle het die Pasga, wat God ons beveel het om te onderhou, afgeskaf, die Kersfees ingestel, die Sabbat afgeskaf en Sondagaanbidding ingestel. Die gebruike van songodaanbidding is in die kerk ingebring. Dit kan gesien word as die stand van die kerk vandag. Wat sê Jesus van diegene sonder die Pasga? Jy het geen lewe in jou nie. Diegene wat die Pasga vier, sy vlees eet en sy bloed drink, het die ewige lewe, en hy sal hulle opwek in die laaste dag en hulle uit die dood opstaan. Met inagneming van die belangrikheid van die nuwe verbond Pasga, is hierdie afskaffing tragies. Vandag kan ons hierdie dinge onderskei deur die genade van Vader en Moeder. Ons moet duidelik onderskei tussen die werk wat deur God gedoen word en die werk wat deur Satan gelei word. Deur 'n mikroskoop kan ons dinge sien wat te klein is vir die blote oog om te onderskei.
Net so, as jy vandag nie kan onderskei tussen die ware kerk en die valse kerk nie, moet jy na die leerstellings van die Bybel kyk. God lei ons na verlossing en daarom moet ons die doel van ons geloof stel om verlossing te bereik. As ons die doel van ons geloof in iets anders plaas, sal ewige vernietiging ons vergesel. Mense vra, hoekom het die kerk van God nie 'n kruis nie? Dan kan ons sê, is dit nie duidelik dat ons nie moet nie? Waarom moet 'n kerk wat die ewige lewe bied 'n simbool van die dood vertoon? Om vir hulle hierdie antwoord te gee is korrek. Daarom kan ons vandag net deur die nuwe verbond pasgate hou wat Vader en Moeder aan ons gegee het, verseker wees dat ons in God is. Met hierdie onmiskenbare bewys, laat ons ewige verlossing met vaste oortuiging bereik. Ons moet hemel toe gaan met bewyse. Kom ons kyk na 1 Johannes hoofstuk 5 vers 9. As ons die getuienis van mense aanvaar, die getuienis van God is verseker groter. Die kerk wat God se getuienis ontvang is die beste kerk in die heelal. Is dit nie waar nie? Kom ons kyk weer na vers 9. As ons die getuienis van mense aanvaar, die getuienis van God is verseker groter, omdat dit die getuienis van God is wat hy oor sy seun gelewer het. Wie in die seun van God glo, besit die getuienis in homself. So iemand het hierdie getuienis. Beide ek en jy het hierdie getuienis. Wie God nie glo nie, het hom tot leienaar gemaak, omdat hy nie die getuienis geglo het wat God oor sy seun gelewer het nie. En dit is die getuienis, dat God, wat het hy vir ons gegee, die ewige lewe vir ons gegee het. Hoe het hy ons die ewige lewe gegee? Hy het die pasgebrood en wyn geneem en gesê, dit is my vlees en dit is my bloed. As jy dit eet en drink, sal jy die ewige lewe hê. Hy het vir ons hierdie belofte in die nuwe verbond gegee. En dit is die getuienis, dat God die ewige lewe vir ons gegee het, en die lewe is in sy seun. Wie die seun het. As ons dus die pasgebrood en wyn eet, wie sal in ons bly? Jesus het beloof dat hy sal bly in die een wat die Pasga vier in Johannes hoofstuk 6. Wie die seun het. Wat het hy? Het die lewe, wie die seun van God nie het nie die lewe nie. Wie se getuienis het diegene ontvang wat die vlees en bloed van die seun van die mens het? Dit wil sê diegene wat in die nuwe verbond Pasga is. Hulle het God se getuienis ontvang. Volgens Matteus hoofstuk 7 op die laaste dag wanneer mense hemel toe gaan, sal baie in die ry staan en hoop op redding. Sommige mense sal sê, Here, ek het in U naam geprofeteer. Ek het demone in U naam uitgedryf. Ek het baie wonders in U naam gedoen. Baie sal na Jesus toe kom en sê, ek het so ernstig in U geglo. Ek het so vurig in U geglo. Wat sal Jesus in daardie tyd in reaksie sê? Hy sal sê, ek het jou nooit geken nie. Ek ken jou beslis nie. Aan wie sal Jesus dan toestemming gee? Wanneer die mense wat in die nuwe verbond woon, wat God se getuienis dra, na hom toe kom, sal God diegene vind wat sy liggaam en bloed in hulle het. Daar word gesê dat daar binne die menslike liggaam 'n program is wat as 'n kaart dien om te bepaal watter soort siektes 'n persoon sal opdoen en hoe lank hulle sal groei. Dit word na verwys as die genoomkaart. Deur net daarna te kyk, kan ons weet op watter ouderdom hierdie persoon watter soort siekte sal opdoen. God het hierdie kaarte in ons menslike liggaam geplaas, maar ons was onbewus daarvan. Vir duisende jare van die era toe mense op hierdie aarde verskyn het tot vandag, het die mensdom nie geweet dat sulke dinge bestaan nie. God weet dit egter met 'n oogopslag, want God het hulle daar geskep en geplaas.
Daarom, wat sê God, plaas hy in die harte van sy volk. In Jeremia hoofstuk 31 sê God, ek sal my wet in hulle gedagtes gee. God weet of hulle sy mense is of nie deur die inhoud van hulle verstand. Daarom al kom baie mense en sê, Here, ek het ywerig gebid teen dagbreek en in die berge. Ek het baie gevas, sal hy sê, ek het jou nooit geken nie. Net soos ons die dienskaart in ons liggaam het, is daar dinge wat net God kan erken. Wanneer die heilige vlees en bloed van Christus gesien word, herken God hulle dadelik. Hy sal sê, jy is my seun, jy is my dogter. Laat ons van hierdie oomblik af hier volgens lewe. Hoe vreugdevol is dit tog dat ons deur God erken word en leef in die geloof wat deur hom goedgekeur is. Kom ons skud die bekommernisse en vrese af wat ons van hierdie wêreld afgebring het, want wanneer ons die hemel binnegaan, sal ons vir ewig en altyd priesteragtige konings wees. Lang gelede, toe ouma stories vertel het hulle geëindig met, en hulle het nog altyd gelukkig gelewe. Hulle het vir ons baie stories vertel waar die protagonis 'n gelukkige einde gehad het. Op hierdie aarde weet mense nie wie se kinders ons is nie. Soos dit geprofeteer word, tuister Satan ons, die heilige volk van God. Hy bedink 'n verskeidenheid maniere om lyding vir ons te bring. Ten spyte daarvan, laat ons vashou aan die kosbare belofte van God tot die einde toe en die wedloop van die nuwe verbond voltooi. Ek hoop ons sal die weg volg wat gelei word deur Nuwe Jerusalem, Hemelse Moeder, wat die werklikheid van die nuwe verbond is, tot die einde toe. Hiermee wil ek graag die preek afsluit. Dankie.